Ek lees 'n artikel 'n tydjie terug op IOL News. Wagou hier. As jy nog nie weet nie, ek is Vanessa en ek vertel stories wat ek op die nuus gelees het. 'n Like, comment en as jy nog nie subscribe het nie, doen dit. Ek sal dit baie waardeer. So kom ons begin. Nuus storie tyd. Martella Steenkamp, 14 jaar oud, het met als in haar vermoë beklei teen haar ouer broer, toe hy haar vaspen en sy vingers aggressively in haar vel druk, terwyl hy haar klere van haar liggaam afskeer en haar verkrag. Nou om seker te maak Martella sê niks vir haar ouers van dit nie, wat sy graag wou doen, het die broer wat by the way 15 jaar oud was at the time, sy pa se Magnum revolver en nog 'n geweer uit die kluis gehaal. TV-kamer toe gegaan en volgens die artikel het die ouers Vetkoekpaleis gekyk en hy skiet sy ma en pa, Christel 43 en Dion 44 jaar oud, met albei ouers wat in 'n pool van hulle eie bloed lê. En die TV wat in die agtergrond speel, staan die tiener oor sy ouers waar die laaste skoot afgaan en hy skiet elkeen aan die agterkant van hulle kop. Toe rig hy die geweer op sy arme suster Martella. Hy ry homself toe polisiestasie toe en sê daar was 'n plaas invasion. Die is die sickening crimes wat die tiener, bekend as die Griekwastad moordenaar, skuldig bevind is, voordat hy tot 'n effective 20 jaar tronkstraf gevonnis is. Alhoewel die insident meer as 'n dekade terug gebeur het en hy vir meer as 12 jaar agter tralies deurbring, die rede hoekom dit nou weer publiek is omdat sy parol teruggetrek is. Die insident het plaasgevind op die familie se plaas in Nouhoek in die Noord-Kaap op Goeie Vrydag in 2012. Die nou 29-jarige man was skuldig bevind in 2014 vir die triple murder. Sy identity kan nie bekend gemaak raak nie, want at the time van die moorde was hy 'n minor. Hy was ook convicted van verkrachting en defeating the ends of justice. Nou as jy praat van defeating the ends of justice, praat jy van iemand wat 'n crime committed, dan praat hulle nie die waarheid oor wat alles gebeur het tydens die incidentie. So, jy lei basically die polisie of die gereg om die bos, of jy Peter met evidence. Kimberley High Court het toe hy 17 was, 5 maande later vir hom gesentens. Desember 2025 het die paroolboard sy release op parool toe goedgekeur. However, die Correctional Service Minister Pieter Groenewald het toe vir die paroolboard gevra om hulle besluit te hersien. Na bewering het lede van die gemeenskap hulle grievances ingedien oor die vrylating van die moordenaar. Dis toe die besluit gelei het dat sy parool geweier word. Dokumente van die hof wat die IOL News gesien het, dui toe aan dat daar skraapmerke op Martella se bolyf was, as ook DNA van die broer wat onder haar naels was, wat bewys dat tydens die aanranding het sy terugbeklei. Dit was bevestig dat daar violent physical struggle was voor die skietery. Gedurende die trial was dit discover die suster se klere en onderklere wat rondgelê het in die kombuisarea, wat confirm dat haar klere met force van haar liggaam afgetrek was voor die verkrachting. Hy het eers sy ma geskiet. Die polisie het die voordeur toegekry, so die intrude wat hy van gepraat het, daar was geen manier dat enige een by hy deur kon ingekom het nie. Die kombuisdeur was oop en die ligte was aan. Nou die minderjarige se defensteam het voorgestel dat die intrude dalk daardeur gekom het, maar die hof sê daar's geen possibility dat dit kon gebeur het nie. Iemand sou die intrude, en volgens die myne was daar net een, sou die intrude gesien het en die honde sou geblaf het.
Die 14-jarige suster het hy ook geskiet met die revolver, maar sy het toe gemanage om weg te kom tot op die lawn. Sy het getry om weer terug in die huis te gaan om te bel vir hulp, maar terwyl sy probeer het, was sy intercepted deur die intruder, wat haar ook met die final shot in die agterkant van haar kop geskiet het. Volgens die judge het dit net nie sin gemaak nie, dat die tienerseun sy selfoon by hom gehad het, maar hy bel nie die polisie of die ambulans of even 'n familielid nie. Al wat hy kon aan gedink het is om sy teaser te change, wat by the way vol van sy suster se bloed was, en dan 10 kilometer te ry vir hulp. Die tiener het toe onskuldig gepleit op die aanklagtes van die trippelmoord, verkrachting en defeating the ends of justice. Hy sê hy is onskuldig. Sy prokureurs het toe geargumenteer dat tydens wat gebeur het, toes die seun buite toe hy net skote hoor. Volgens sy version het hy in die huis gehardloop waar hy klaar sy familie dood ontdek het. En uit paniek het hy toe die 2 gewere gevat en polisiestasie toegeneem vir veiligheid. Verder het die defense team gesê die bloed wat op sy klere was toe hy sy suster en sy ouers, toe hy nog vir hulle kry en toe hou hy nog vir hulle vas. Klink hy nog vir my soos 'n scene uit 'n movie uit. Verder het hulle geargumenteer dat die polisie die crime scene gecontaminated gedurende hulle investigation. Die staat sê die hele storie is 'n fabrication, wat basies sê het is die waarheid nie, en dat hy ballistiese en bloedspatselbewyse gebruik om sy alibi uitmekaar te trek. Daar was 'n bloedspatsel expert ook, wat getestify het dat die bloed op die seun se klere was nie omdat hy sy suster en ouers vasgehou het nie, en dat dit impaktspatsels is, wat meen hy moet reg langs of bo oor hulle gestaan het toe die skote afgaan. Die staat het ook uitgewys hoe kalm hy na die moorde opgetree het, en dat dit lyk dat hy sy spore wegsteek of toesmeer. Regter Gomo het die weergawe van die seun heeltemal van die hand gewys. Die saak het later so groot geraak dat 'n joernalis, Jacques Steenkamp, 'n true crime boek getiteld Die Griekwastad-moorde geskryf het. En in 2019 was dit adapted na 'n crime drama film genaamd Griekwastad, met akteurs soos Arnold Vosloo wat die investigator is en Alex Dyk wat die oortreder speel. Hou my channel dop vir meer stories. Bye.